Die tema van vandag se preek is 'n Engelse woord, kindness. Dis eintlik net kind, maar dan klink dit soos kind in Afrikaans. En eintlik dink ek kinders is so aanvanklik kind. Tot hulle ouers in aksie sien, dan word hulle kindless. Maar ons praat van kindness nou. So daar's 'n wonderlike boekie wat jy met vir gaan koop. Dit sal jou siel verryk. Hy's op die vlak van die Bybel nie, maar hy's baie oulik. Die boek se naam is The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. So is eintlik 'n tipe van 'n fabel van die perd hulle praat eintlik. Nou hulle 4 is op reis. Ons baie lesse te leer in die boekie. Lees hom 'n halfuur deur. Nou sal die mol sit daar by die seun en vra hy vir die seentjie. Nou sê vir my bietjie, what do you want to be when you grow up? Dan sê hy, kind. Kind in Afrikaans beteken sagmoedig. 'n woord wat ek dink min kinders ken, sagmoedig. Maar dit beteken die moed om sag te wees. Dis kind. Kindness, die moed om sag te wees. En weet ek probeer heeltyd dink ook die eenvoudigste manier kan vir jou verduidelik hierdie ingewikkeldheid van die misterie van God. Maar die woord kind vat eintlik Jesus se hele lewe saam. Kyk 'n bietjie. Want kindness gaan jy vandag uitvind is eintlik 3 goed. Dis die moed om sag te wees, dis nederig en is vriendelik. Wat toevallig bietjie nogal deel is van die vrug van die Gees. Ons sal net daarby uitkom. Hoe is Jesus gebore en waar is hy gebore? In 'n krib. Saam met die beeste en die skepel. Dis nederigheid. Die koning van die heelal, wat hy later sal word, nie net eers van die Jode nie, is in 'n krib gebore. Want daar was nie plek eintlik op die aarde vir hom nie, wat 'n simbool is van hoe dit was, wat Johannes sê. Dan kom die kindertjies wil hom sien, hierdie ultra Messias, wat hulle sê die seun van God is. Ek sal hom ook wou gesien het. Maar dan is daar 12 manne, hulle sê dis sy disciples, maar ek dink dis sy bodyguards, want toe ek so opkyk en dan kom hy aan, toe kyk hulle van bo af, en ek sien net baarde en neeshare, en hulle sê, nee, hulle kan hom nie sien nie, hy rus, hy's moeg. Die bodyguards. Maar toe kom maar 'n stem die sê, soek iemand na my, en die vrouens sê, ja, ons het ons kinders gebring, en hy kom uit en hy sê vir sy bodyguards, wag nou, moenie die kinders ooit verhinder om na my toe te kom nie. En wat doen hy dan? Stel hy aan en sê, okay, wat kan ek vir julle doen, jong mense? Nee, hy gaan sit by hulle. En hy gesels met hulle, hoekom hulle hom gesien het, en dan seën hy hulle, op die einde, tyd met hulle spandeer. Dit is die moed om sag te wees. Ek is so bly dit staan in die Bybel opgeteken. Ons wat met jeugwerk besig was, is 'n kardinale, belangrike beginsel van die Christelike geloof wat Jesus kom uitleef. Dan later ry hy met 'n donkie, en nou het hulle baie verklaringe al gesien, van eintlik, jy weet 'n donkie was eintlik nou 'n gesiene dier gewees. Dit was nie 'n gesiene dier nie, 'n perd is 'n gesiene dier. Vandag is 'n karre gesiene besigheid. Niemand ry mos met 'n perd nie, verstaan jy? En hoe groter die badge is en hoe Duitser is, hoe beter is die kar, nee? Maar goed. So Jesaja, ek dink Sagaria sê 9 vers 9, julle meester in die Ou Testament gaan kom en hy gaan op 'n donkie die stad inry, want hy is nederig, staan daar. Dan, wat doen Jesus? Nou is hy die meester, hulle noem hom Rabbi. En dan by die laaste avondmaal, dan vat hy 'n doek, en dan was hy hulle voete, en dan sê hulle, nee, wacht, hierdie is die werk wat die diensmeisies doen. Dan sê hy, nee, ek is julle meester, dis waar. Maar ek was julle voete, en hy sê vir Petrus, ek nie jou voete was, as jy vir my toelaat om my voete te was, nie, dan sê hy nooit deel hy aan my nie. Dan besef Petrus, jy weet wat hy eintlik vir hom sê is, want hy sê daarna, soos ek julle dien met julle mekaar dien, soos ek julle lief het met julle mekaar lief hê. Anders kan nie eintlik my disciples is nie, anders is julle net my bodyguards. Dan sê Petrus, nee, okay, was sommer maar julle lyf, dan sê nee, eintlik wil hy ons sê, dit sal later gebeur, maar goed, ek was net jou voete. Wat is dit? Nederigheid. Hy het sy bootleed afgehaal,
en het met sy bootkleed hulle voete afgedroog. Ek weet nie of julle dit al beleef het nie, op 'n stadium as my kinders gaan kamp, dan het ons so 'n geleentheid waar die mentors hulle voete dit was en afdroog. Dit is 'n ongelooflike powerful ding, en dan het hulle die kans om dit terug te doen. Dis Jesus. En dan, ek dink die nederigste en die moed om die sagste te gewees het, is die ding dat hy die kruis gedra het. Want hy, en daar staan baie keer in die Bybel, Hebreërs, en Paulus skryf ook, hy het sy goddelikheid neergelê, en hy het homself verneder in 'n mens geword, om ons volle las van jou en my sondes op hom te neem, en te sterf in ons plek. Ek wil, dit is diensbaarheid, dis vriendelikheid tot die ergste graad, dis nederigheid. Is dit nie so nie? Een woord, kindness, moet om sag te wees. Ja, die Afrikaans sukkel partyke, Engels is nog op partyke beter. Wat het die Heilige Gees by ons kom werk? As jy daarna kyk, dan het hy die vrug van die Gees by ons kom werk. Nou, sagmoedigheid is nie deel daarvan nie, maar vriendelikheid en nederigheid is deel van die vrug van die Gees. So ook geduldigheid, so ook selfbeheersing, so ook goedhartigheid, so ook vrede en vreugde en getrouheid. Dit spreek alles van kindness. En die Gees kom om ons te herinner aan wat Jesus gesê het, en hy het gesê, wat is die grootste 2 gebooie? Jy moet die Here jou God lief hê, jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou kragte. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dit het hy ons nou vir die wêreld te sê, maar vir sy disippels sê, dis eintlik eenvoudiger as dit. Doen aan ander mense, soos jy wil hê, hulle aan jou moet doen. Ek weet nie of jy wil hê iemand moet unkind wees met jou nie. Nee. Hoekom is jy dan unkind met hulle? So, wat ek vandag wil doen, ek wil net 3 goed doen. Ek wil hê ons met hierdie bietjie dans met hierdie kindness, wat dit is. En ek dink die belangrike ding is, hoe kan ek dit kry? En dan, hoe vier ek dit? Daai 4 is nou 'n soort hand vir 4. Hoe vier ons dit? Okay. Nou ons gaan dit net nou vier met haatkruisband. So ek wil eintlik vir julle verduidelik wat kindness is aan die lyn met haatkruis, want ons gaan hom nou eet, en dan kan jy sommer die kindness eet. En ons kerk was goed genoeg om hierdie haatkruisband vir jou verniet te gee, dis kindness. Ons kon dit doen want jy's kind gewees met die kerk, want jy het vir ons geld gegee, nou kan ons vir jou teruggee, verstaan. So werk dit eintlik maar. So haatkruisband het net 3 bestanddele, dis meel, rosyne en spices. Die geestelike meel van kindness is die moed om sag te wees, sagmoedigheid. Ek hou so baie van die woord. En dis die rosyne is nederigheid. Jy kan nie kind wees as jy nie bereid is om nederig te wees nie. Mense te dien met jou liefde nie. En die spices is obviously mos dan nou vriendelikheid. En as ons dan aan vriendelikheid raak en hy trek hy een vruggie, dan kom maar hele vrug saam, en dan die hele Heilige Gees se vrug daar, en dan sit selfbeheersing en liefdevol en vredevol en jy weet, getrouheid en goedhartigheid. Dit is, kyk, daai vrug van die Gees is nie, jy moet alles hê. Ek weet nie wie van julle het nog net een druiwe kors geëet nie, so Sans jy moet nooit korrel nie. Vat die dingetjie, Stefan eet en sê, eet jy hele dingetjie, maar moenie net korrel nie. Dis ook nie die Heilige Gees, want jy het alles te daar. En nou die woord, moet om sag te wees, kom nie in die vrug van die Gees voor nie. Maar waar kom hy voor? In die saligsprekinge van Jesus in Matteus 5 vers 3 tot 8. En hy begin met die eerste een, dan sê hy, salig, geseënd, blessed, is in Engels. En dis soos die reën die aarde sag maak, en laat groei, so kom die Gees op ons af. En hy sê, geseënd is die, wat weet dat hulle die Gees nodig, die ou vertaling sê, wat arm is van Gees. Want hulle, en net hulle sal die koninkryk van God hier kan beleef. Dis die eerste een. Die tweede een, dis vers, die derde vers. Die vierde vers sê hy, geseënd is die wat treur, wat kan sien hoe swaar ander mense kry, want hulle gaan daarop reageer, en hulle sal vertroos word. En dan kom die 5de vers, dan sê hy, geseënd is die sagmoediges, want hulle, net hulle,
sal die nuwe aarde nou al ontvang. Gaan heeltyd oor die koninkryk van die hemele wat ons moet kry. So, dis hoekom ek weet, as mens my woorde moet sit by wat jy kry, dan sagmoedig of kindness is my die samevatting van wat Jesus kom doen en vir ons kom sê. Dit as jy net een woord kan kies, dan is dit. Die nederigheid, sê Jesus, hy staan daar en dan sê, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is. Hy gee om vir ons. Hy sê, ek gee rus. Regtige rus. Want hy praat net teen die Fariseërs wat nou die wette het, en daar was baie wette, 700, weet nie hoeveel nie, die 10 gebooie. Hy sê, want my hart is sag en ek is nederig. Dit beteken ek gaan jou dien en my juk is sag. En al wat ek vir jou sê is, die liefde wat God vir jou gee, moet jy net vir ander mense gee, dis dit. Doen aan ander mense sê jy self gedoen wil hê. Maar hier kom die nederigheid uit by die sagmoedigheid, sê Jesus. En wat ek net nog sê, Sagaria 9 vers 9, waar hulle eintlik sê Jesus gaan kom, dan sê hy gaan op 'n donkie die stad inry, want hy is nederig. Ons meester, onthou Jesus gekom nie net om ons te verander nie, maar ons ook te wys hoe ons kan wees. En een van jou eienskappe moet nederigheid wees. Of jy moet maar vir jouself sê, jy het geskryf jy's 'n Christen, maar niemand sien dit nie. Soos die boom wat Jakobus sê, hy sê hy's 'n appelboom, hy dra dussels. Soos 'n geloof wat dood is, daar's geen gees daar nie. En dan vriendelikheid het ek net nou gesê, waar sien ons dit as deel van die gees se vrug in jou lewe? En vriendelikheid en nederigheid is altyd daar. Jy weet, so hierdie is maar, Jesus het nie van die vrug van die gees gepraat soos Paulus nie. Hy het gesê, wanneer jy hulle vrug dra, dan verheerlik jy die Vader, in die wingerdstok verhaal van Johannes 15. So dit is wat nederigheid, sagmoedigheid, vriendelikheid beteken. Dis wat kindness is, daai 3 woorde. Nou sê die perd in die boekie, nothing beats kindness. So hy sê, daar's niks groter as kindness nie. Hy sê, it sits quietly beyond all things. Dis die punt, dis nie wat jy sê nie, dis wat mense optel. En weet julle wat het ek in die lewe ontdek? Is die volgende. Mense onthou jou nie vir wie jy is nie. Dat jy 'n baas was, of dat jy klomp grade het, of baie geld het nie. Hulle sien dit, maar onthou jou nie daarvoor nie. Hulle ag jou nie daarvoor nie. Weet jy waarvoor ag mense jou? Wat onthou hulle van jou? Is hoe hulle voel wanneer jy hulle by jou is. Want Jesus toe hy was, wat het hy gedoen? Hy het met die kinders gespeel. Weet jy hoe het hulle gevoel toe hy uitkom? En die disippels wanneer hulle maar weer sê, wat doen hy? Hy wat die God mens is, hy speel met hulle. Ek hou so baie van hierdie. Jy weet, en ek wil dit is 'n picture is weet is vertel die stories baie meer as 1000 woorde. En wat lees jy hier? Nothing beats kindness. En dan is daar 'n vrou wat aan bloedvloeiing ly en ons bly in die Midde-Ooste. As 'n vrou aan Jesus gevat het, soos sy gedoen het sonder sy toestemming, het sy groot moeilikheid gehad. Want Jesus loop, hierdie vrou ly vir eeue aan bloedvloeiing. Sy glo dat as sy net aan sy klere kan raak, word sy gesond. En toe hy vir by haar stap, toe gryp sy net so gaan raak aan hom. En Jesus draai om. Hy sê, wie het nou net aan my gevat? Weet, en is nou net baie goed om net stil te bly, nee, dis nie ek nie. Sy sê ek het, sy sit daar op die grond. Nou weet sy, hierdie is groot moeilikheid. Wat doen hy? Want nothing beats kindness. En dit word so mooi uitgebeeld in een van die flieks. Hy gaan kniel by haar. Hy sê vir haar, hoekom het jy dit gedoen? En sy sê vir hom, ek gaan al vir jare dokters toe, ek kry nie die bloedvloeiing gestop nie. En ek het gehoor, jy is die Messias. En ek glo as ek aan jou vat, dan gaan dit stop. En sy sê, en weet jy wat? Dit het gestop. Wat sê hy vir haar? Okay, wat is jou adres? Dat ek net vir jou rekening stuur vir hierdie ding wat ek... Nee, hy sê vir haar, jou geloof het jou gered. Kindness, nothing beats kindness. Dan loop hy en hy gaan na die Jerigo, nou roep haar man. Jesus, seun van Dawid, wees my genadig, skree hy. En nou sê die mense, bly stil jou boemelaar.
Nou hoor Jesus, hy het ons nou goeie ore gehad. Hy sê, bly 'n bietjie stil. Want jy weet, al die mense is nou saam met hom en hulle loop saam met hom, sy disippels ook. Hy sê, iemand roep my. Hy sê, ja, hy sê, wie is dit? Hulle sê, nee, dit is so boemelaar wat blind is, hy sê daar. Hy sê, ek wil na hom toe gaan. Hy stap na hom toe. Hy sê vir hom, wat wil jy hê van my? Hy kniel by hom. Die man is blind, hy stink, hy sit daar en sê, maar, hy sê vir hom, net een van twee mense, hy sê, Rabuni, wat beteken my rabbi? Sy eie mense het hom nie eens Rabuni genoem, hy het hom rabbi genoem. Soos leermeester, hy sê dat ek kan sien. En die man se naam is Bartimeus. En Jesus sê vir hom, en hy raak aan sy oë, hy sê, geloof het jou gered. En daar sien hy. Die monnike leer hierdie ding, hulle het 'n eksamen wat hulle elke dag moet aflê, aan die einde van die dag. En een van die goed wat hulle moet vra, is, waar het hulle vandag God se goedheid gesien? En dis in kos en so. En waar het hulle vandag vir Jesus gesien? En dan is dit by so 'n plek, waar iemand anders vir Jesus was, waar daar kindness was. Daar sien jy vir Jesus. Nou, Johannes, hy skryf in 1 Johannes 4 vers 12, hy sê, niemand het die Vader nog ooit gesien nie. Wat daar liefde en deernis en kindness is, daar word God sigbaar, sê hy. Nou sê die mol, the funny thing is, the finest act of kindness can save a life, sê hy. Ja, hulle gaan nou aan met die kindness ding. Nou loop Jesus daar, nou kom hulle vir Jesus vang. Nou ruk Petrus was 'n seloot geweest. Hulle het uiteindelik gesê, ons moet die Romeinse regering omvergooi. Nou stuur hulle soldate soontoe, en Petrus, toe hulle hom kom vang, toe ruk hy sy mes uit, en hy kap een van die wagte se oor af. Sy naam is Malchus geweest. Nou ek weet nie of weet jy wat gebeur as jy oor afkap, jy begin bloei. Wie wat doen Jesus? Hy gaan nou sterf, hy gaan nou gevange word. Nee, hy buk af, hy tel Malchus se oor op, en wat doen hy? Hy check vir Malchus en hy sit daar die oor terug, net op die plek. Niemand kom uiteindelik agter nie. Want kindness kan 'n lewe red. Nou hy vir Timeus, jy weet, laat sien het, toe sit daar 'n baie ryk tollenaar in 'n boom, sy naam is Saggeus, dat hy's te bang om tussen die mense te wees, want hulle wil hom eintlik doodmaak. Hy's ook 'n ou wat wagte om hom gehad het, want hy het almal uitgebuit. Nou sien Jesus hom en hy sê vir hom, Saggeus, klim af daar, want ek gaan vandag by jou tuis. En weet jy wat? Hy red die man geestelik vir altyd. Want die mense, hulle die tollenaars verag. Kyk, Matteus was actually ook 'n tollenaar geweest, maar hy het mos nou dit gelos en toe gaan hy na Jesus toe. Die mense het hulle gehaat. Dis Jode geweest eintlik vir die Romeine gewerk het. Nou sê Jesus hy gaan saam met hom kuier. Wat doen hy? Hy verhef sy status. Ek wil Jesus kom eet by my. Maar saam met dit red hy hom, want wat weet Saggeus? Geld en goed is op die eindigste. Hy het vrede gesoek. En dan gee Jesus het vir hom, want hy sê, so jy's die Messias. En hy sê, Jood, hy het geweet wat dit is. Jy het gekom om vir ons die nuwe koninkryk te gee. En hy verstaan, dis nie grondgebied nie. Daarom sê hy, ek gaan, wat is dit, 7voudig gaan ek teruggee waar ek gevat het, en ek sal die armes help. Omdat kindness aan hom bedien is, wil hy ander mense gaan kindness gee, want kindness, and the finest act of kindness can save a life, en dit het sy lewe gesave. Die grootste act, ek praat in Engels en Afrikaans tegen mekaar, maar daad van kindness, wat aan jou in jou hele lewe die iemand gedoen sal wees, is hierdie prent. Hierdie is ek bedoel, ek het nie eintlik woorde nie, dis amazing grace wat ons ontvang het. Jesus het opgestap na die kruis toe, hy het gesê, weet Dion gaan dit nou nooit maak hemel toe nie, al dink hy is goed, verstaan jy, maar hy gaan dit nie maak hê. Nie een van julle gaan dit maak, want ons sondes maak ons onrein, maar ek gaan dit wegwas. En ek gaan vir hulle die lewe gee, en ek gaan dit in oorvloed gee. En amazing grace is, genade is eintlik goedheid wat jy nie verdien nie, is onverdiende guns. En wat sê amazing grace?
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Want jy sien, die mens was reg. The finest act of kindness can save a life. En hoe wil Jesus sê jy moet voel? Koningskind, bevoorreg, gered. So, ek weet nie wat met jou gebeur nie, maar as ek hierna luister, dan sê ek maar, jy weet, ek wil ook kind wees. As ek hier nog groot is, wil ek ook kind wees. Ek weet nie, wat van jou? Wat keer my om kind te wees? En keer jou ook? Dis die teenkant van kindness. Dis hoogmoed, dis selfsugtigheid, vir vrouens is dit 'n bitchiness, mans is dit hatig, oupas en oumas se sondes is onvriendelik, aaklig en onwelvoeglik. Nou, ek het in die kerk groot geword, dan staan daar in 1 Korintiërs 13, die liefde is nie onwelvoeglik nie. Onwelvoeglik beteken dat jy nooit, of dat jy optree in mense se geselskap dat hulle ongemaklik voel. Hy sê die liefde is nie onwelvoeglik nie. Die liefde sal nooit so maak, en jy is nou liefde, dat jy vloek in 'n geselskap waar mense dink dit is nie goed nie, of die naam van die Here ydel gebruik, of jou vrou slaan, of abuse, of jou kinders verskree nie. Maar hoe kry ek dan hierdie kindness by my? En daar's 2 goed wat jy moet doen. Is die KRT-behandeling wat jy geestelik moet ontvang, en ek het dit verduidelik, as jy nog nie gekyk, kyk na die preke wat ek opgesit het oor wat dit is en die geskiedenis daarvan. Dis die een ding wat ek weer wil verduidelik. En dan is daar 'n tweede ding, breinbane. Hierdie 2 is soos 'n haalgeweer met 'n dubbel haalgeweer. Jy moet albei afskiet. En die punt is, dit vat tyd. En dis wat ons nie lekker verstaan nie. Klink ons nie verstaan van die Gees nie. En ek wil weer sê, as jy net glo dat Jesus vir jou gesterf het, dan is dit oukei, en jy is gered, en jy glo hy is die Here, en hy het opgestaan, jy bely dit met jou hart, maar dan het jy niks van die krag van die opstanding, en jy het niks van die Heilige Gees wat uitgestort is. En hierdie gaan nie oor gered wees, dit gaan oor lig wat skyn. Dit gaan oor kindness wat jy vir ander mense gee, hulle lewe verander. So, op 'n opsomming wil ek net in die begin sê, so die hoogmoed by jou moet vervang word deur kindness. En dit gebeur as jy vir die Heilige Gees sê, kom in my liggaam in, en dan maak jy daai hoogmoed dood. Maak dit dood, en dan daai ander selle, wat die kindness selle is, 'n bietjie werk met hulle. Die tweede ding wat moet gebeur, saam is, jy moet 'n breinbaan gaan trek van kindness. Nou, ek weet nie of julle die selfoon onthou, die Nokia's nie. Kyk, die kinders sal nie weet, maar in die ou dae was daar 'n ding wat jy so gelei het, en dan bel hy met 'n lyn. Toe kom hierdie goed in. Dis eers 'n groot fone geword, toe word dit klein. Die eerste enetjie was die Nokia. Nou, hy het so gewerk, ek wil is ancient goed hierdie. Ek wil regtig uit die 1980s. So as jy getik het, dan was daar 3 letters op een ding hier, so met een druk is dit A of A, B en C, en so kon jy nou getik het. Maar dan leer jy in jou brein hoe werk jy die foon. Dis great stuff. So ek wil net sê, in my lewe het ek hierdie ou baan getrek, en die slegte nuus is, en die goeie nuus, jy kan nie die baan uitvee nie. Tensy ons jou brein sok met elektriese goed, dan onthou jy niks nie. Maar dit weet jy nie, want onthou jy nie meer om toilet te gaan en te praat, jy verloor al, so ons doen nie dit nie. So die ou baan bly daar. Toe kom die nuwe foon uit. Ek onthou toe ek my Samsung kry, ek het nie geweet hoe om hom aan te sit nie. Nou het jy 'n pennetjie waarop jy kan skryf, toe trek ek 'n Samsung baan. Okay? Maar as jy weer vir my Nokia gee, daai ou pad het ek lanklaas gestap, maar ek sal hom weer kan uitfigure, want ek het dit is iewers in my geheue, verstaan julle? Maar ek gaan nie meer so intoe nie, want ek het hom nie nodig nie, en ek wil nie met daai stupid foontjie werk nie, ek wil dat die Nokia werk, want hy kan foto's neem met 5 kameras, en hy kan allerlei goed doen, rekord, dis mos nou 'n rekenaar in een stuk, verstaan? My behoefte is om dit te doen. Nou dieselfde moet met ons gebeur, met hierdie hoogmoed. Jy moet ongelukkig is daai hoogmoedpad is by jou. Kyk, toe Jesus hierdie ding verduidelik,
het hy gesê, julle moet sagmoedig wees. Moet hom sag hê. Dan vertel hy 'n storie van die barmhartige Samaritaan. Die barmhartige Samaritaan. En interessant, het Jesus eintlik sy storie vertel. Wat met sy donkie in ons lewe ingery het, hoe surprise, hoe bar het 'n donkie, en hy het na jou toe gekom, maar hy stukkend is, hy het jou opgelaai, en hy sit jou in die huis van die Vader, en hy betaal vir altyd jy kan bly. Dis die verhaal. Maar nou sê hy, jy moet dit ook doen. So jy moet 'n sagmoedigheid breinbaan in jou brein ontwikkel. En hy het sulke stopplekke, nederigheid, vriendelikheid, goedhartigheid. En soos ek sê, jy moet nou begin dink, as my kinders weer slegte goed doen, dan gaan ek nie gil en skree nie, ek gaan sit en sê, verduidelik vir my wat het hier gebeur. Want julle sien, ek is rooi van woede, maar ek is selfbeheers, wat het hier gebeur? En weet jy, kom dit my ontstel dat julle dit so doen, want dit en dit en dit en dit. So vertel vir my wat julle volgende keer gaan doen om dit nie weer te doen nie. Heeltemal iets anders. Of met jou vrou gaan sit jy, of met jou man gaan sit jy gil en skree nie, jy is alweer so, en jy sê, ons het 'n probleem, wat is die oplossing? Dis om die moed om sag te wees. Want as jy jou hand oopmaak, dan is daar geleentheid vir groei, en by die werk oralste, verstaan julle wat ek wil sê, op die pad ook. Ja, al diep asem, ek bedoel, dis beter reus in Suid-Afrika, maar dit is maar wild ook, nee. Maar wat gaan dit nou help? Gelukkig keer die wet jou om al aan die vingers te wys, gelukkig. Anders was jy ook al gedeporteer. So, maar nou is die probleem, jy kan nou die sagmoedigheid trek, maar jy moet net onthou, voor Jesus nou vertel het van die barmhartige Samaritaan, het hy van ander twee mense vertel, goeie mense, met titels. Wie was dit? Hulle is daar in die storie, check daar. Die een was 'n leviet geweest. Die leviete is die ouens wat gewerk het dis die diakens geweest, hulle het jou ontvang, jou bokkie gevat, om geslag, en jou liggame verbind, dis hulle. Die priesters is die ouens wat daar in die allerheiligste ingaan en vir jou gebid het. Hulle is die verteenwoordigers van God in die Ou Testament geweest, onder die Jode. Hulle twee stap ons nou eers daar verby die man. Maar nee, hoe mens kyk mos nie so nie, jy kyk uit jou oog, daar lê iemand man, loop verby, sien hom nie, al twee van hulle. Nou daai is hoogmoed. Maak nie saak of ek die tyd het nie, ek doen dit nie. So daai twee, leviet en priester in jou, jy moet hulle laat doodmaak. Jy sê vir die gees, nou môre leviet en priester, as ek iemand sien wat nood het, as iemand langs die pad staan in die hitte met 'n papwiel, dan ry jy as jy 'n pomp het en jy stop daar en jy bel die ou en sê ek is laat vir die vergadering. Jy sal nie doodgaan nie, maar hierdie ou gaan doodgaan. Of as hy vassit en jy het 'n tou, dan blaas jy jou wiele af, dit gaan jou 'n uur vat, sleep hom uit. Maar verstaan jy wat is dit daar? So jy moet hierdie hoogmoed en luiheid gekruisig word, en dan moet jy 'n breinbaan trek. Soos dis mos nou, omseker is Nokia se teken daai. Maar dis mos nou die teken van Nike, wat sê, just do it. Nou is die dag om dit te begin doen. Nou kom ek sê vir hoe werk verandering. Dit is so, jy kry eers die ongemak dat goed nie reg is, en dan jy begeerte dat dit beter moet word. Dan praat ons hoe jy anders kan wees. Dan dink jy oplossings uit. Dan begin jy dit implementeer. Dade. Dan begin jy dit jou gewoonte raak, jy doen dit elke week. En dan word dit jou gewoonte. En op 'n stadium, dan word dit jou karakter. Jy begin dade van kindness, die hoogmoed laat jy agter, selfsugtigheid laat jy agter. Jy doen dit. En eendag op jou graf, dan skryf hulle daar, is al wat jy hoef te skryf. He was kind.